Personifikasie. Waaroor gaan Jerusalem hierdie keer met ons praat? Het jy al verwaarloos gevoel? Niemand steel aan jou nie. Het is presies hoe ek die stad Jerusalem baie keer al in die verlede gevoel het. Na 'n paar slegte konings wat in my regeer het, uiteindelik dood is, het 'n agter mekaar koning sy verskyning gemaak. Ek was so bly gewees. Kom ek lees vir jou wat hy gedoen het, om weer soos 'n ordentlike stad vir my te laat voel het. In die 18de jaar van regering van Josia, die staatssekretaris Safan, seun van Asalja, seun van Mesulam, na die huis van die Here toe gestuur met die opdrag: gaan na die hoëpriester Gilkia toe en laat hy die geld gereed kry wat ingebring is vir die huis van die Here, die wat deur die drempelwagte by die volk ingesamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here moet sorg. Hulle moet daarmee die werkers betaal wat die huis van die Here moet herstel. Die vakmanne, die bouwerkers, die messelaars, hulle moet hout en gekapte klip koop om die tempel te herstel. Dit is mooi gedagtes hierdie. Die tempel het was in 'n toestand. Daar hoef nie van hulle rekenskap gevra te word van die geld wat aan hulle oorhandig word nie, want hulle is betroubaar. Pragtige mense wat in my stad gebly het. Ag, ek het al amper soos die hoofstad van die hele wêreld begin voel. Maar Josia se skielike dood het my droom vernietig. Die ander verhale van Josia en alles wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. So mense kan meer van hom lees. Hy was 'n wonderlike koning. Ek het net nie tyd om nog van hom ook te vertel nie, maar daar's 'n klomp ander wat nog kom. In die tyd was die farao koning Neko van Egipte op pad na die koning van Assirië toe aan die Efraat. Koning Josia het teen die farao opgetrek, maar die farao het hom met die bymekaar kom in Megiddo doodgemaak. Ag, wat 'n hartseer storie. Josia is dood. Sy seuns wat by hom oorgeneem het, was so goddeloos dat ek my vir hulle geskaam het. Geskaam het om selfs my naam te noem, ek is Jerusalem. Want kyk wie regeer hier aan my. Die magtige Nebukadneser van Babylon en sy duisende soldate het my omsingel. Ek het so geskrik. Hier kom hulle. Hier kom hulle. Hier kom hulle. Dit was vir my 'n groot slag toe ek een oggend wakker word. En ek sien die volgende toneel. Hulle omsingel my. Wat gaan hier gebeur? Is dit my einde? Daar dieselfde gevoel toe Sanherib se Assiriese magte my beleer het teruggekom na my toe. 'n Mens beleef mos hierdie goed oor en oor. Vir 'n maand lank het my inwoners in hierdie vreesbevange onsekerheid verkeer. Daniël was ook tussen hulle. En toe dring Nebukadneser my binne en hy neem my beste jongmanne gevange. Een van hulle was die jong seun. Eintlik was hy 'n prins, met die naam van Daniël. God is my regter. Ek het nog gedink hy kan die volgende heerser word. Die toneel toe hy en die ander jong prinse daar weggeneem is, sal ek nooit vergeet nie. Ek verloor juwele. Hulle is weg. Ek haal vir jou 'n teks aan wat een van die profete wat aan my gewoon het, self geskryf het. Sy naam is Jesaja. Daarop het die Here gesê, soos my knegt Jesaja naak en kaalvoet geloop het. Dis illustrasies. 3 jaar lank as teken en sinnebeeld met betrekking tot Egipte en Kus. Hulle Jesegiel het dit ook gedoen. Is 'n drama
wat hulle persoonlik doen, wat wys wat met die volk gaan gebeur. So sal die koning van Assirië die gevangenes van Egipte en die ballinge van Kus wegdrywe, jonk en oud. Nou luister hoe ballinge gelyk, naak en kaalvoet, en ontbloot aan die agterdele, 'n smaad vir Egipte. Ek onthou nog die keer toe Jesaja sonder klere geïllustreer het, hoe ballinge gehanteer sou word. Toe ek Daniel en sy vriende met die Kidron-vallei sien wegstap, het daar so 'n seer nostalgie in my binneste opgekom. Daar gaan hy. En skande word hy weggeneem. 'n ander profeet wat aan my gewoon het voorspel dat Nebukadnesar uiteindelik weer sal terugkom en my totaal gaan verwoes en met vuur verbrand. Jeremia het ook vir die nuwe konings gesê, hulle moet hulle nie teen Babylon verset nie. As hulle oorgee, sal hy my en my tempel en my paleise en my wonings nie verwoes nie. Ek het tog maar geluister. Daarop sê die Jeremia vir Sedekia, so spreek die Here, die God van die leerskare, die God van Israel, as jy vrywillig uitgaan na die vorste van die koning van Babel, sal u siel lewe en sal hierdie stad nie met vuur verbrand word nie, en u sal lewe, u en u huis. Asseblief, koning, luister nou na my, moenie so hardkoppig wees nie. Hy verwerp die raad. Maar as jy nie uitgaan na die vorste van die koning van Babel nie, sal hierdie stad in die hand van die Galdeërs oorgegee word, en hulle sal dit met vuur verbrand, en u self sal uit hulle hand nie vry raak nie. Asseblief, u majesteit, luister na die woord van die Here. Ek het oor die eeue gesien dat die profeseë vervul word. As die Here iets gesê het, gaan dit gebeur. Dis wat Jerusalem se geskiedenis my geleer het. Konings wat na die profeet geluister het, was voorspoedig, en natuurlik andersom ook. Toe Nebukadnesar in 605 Jerusalem beleer het, het hy Jojakim as koning aangestel. Hy was nou Nebukadnesar se vasaal, sy baas. Maar ek het my vir die man vervies, vir hierdie koning. Hy was 'n tipiese opportunis. En ek het geweet die slegte nuus vir Jerusalem. Toe Nebukadnesar in die jaar 601 met Egipte in 'n geveg betrokke geraak het, het die Babiloniër 'n pak slag gekry. Kan jy dit glo? Nebukadnesar het 'n pak slag gekry. Dis toe wat hierdie koningkie Jojakim ophou om sy belasting aan Babylon te betaal. Hy sluit toe ook sommer 'n verdrag met die farao van Egipte. Hy moes dit nie gedoen het nie. 3 jaar later was Nebukadnesar terug. Dit was 'n ramp. 597. Hy kry nou sy pak slaag. En ek het gewonder of Nebukadnesar se koms my einde gaan beteken. Nou tydens die belering is hierdie rebelse Jojakim dood. En sy seun Jojagin het oorgeneem by sy pa. Kyk, Nebukadnesar wou Jojakim bykom, omdat hy opgehou belasting betaal en met Egipte heel. Maar Nebukadnesar was nog nie klaar met my nie. Ek het 'n bietjie seer gekry. Nou Jojagin het net 3 maande en 20 dae geregeer. Gelukkig het Jeremia se raad gevolg en in die jaar 597 na die Babiloniërs oorgestap het. Die stad is toe nie vernietig nie. As sy pa se die keer het mag gedoen het. Nebukadnesar het 10.000 van die roem van my inwoners in ballingskap geneem. Onder hulle was die jong man wat later 'n profeet sou word, Esegiel.
'n kollega van my, die Sumeriese stad van Nippur, het my laat weet dat my manne daar aangekom het. Kyk, ons het met mekaar gepraat, ons stede. Hulle het langs die Kebar rivier van Nippur gaan woon, die Kebar. Kan jy jou indink wat se verleentheid my getref het? Ek het nie meer soos 'n deftige, beroemde Jerusalem gevoel nie. Ek het meer soos 'n plattelandse ou dorpie gevoel. Die grand mense was weg. Die akademici, die professioneles was weg. Hier sit ek met 'n paar welsynsgevalle. Arme mense. Ek was skaam. Nebukadneser het die tempel en paleiskatte gestroop. Sjoe. My beste ambagsmanne en geleerdes was weg. Ek het met 'n klomp agterlike burgers opgeskeep gesit. Ek het moed vir myself verloor. Ai tog. Ek en my agterlike inwoners het omtrent soos 'n sirkus opgetree. Dit was dom gewees. Die nuwe koning wat Nebukadneser aangestel het, sy naam was Sedekia. Op 'n keer moes hy sy trou aan Nebukadneser gaan betoon. Die Babyloniese koning het 'n goue beeld opgerig. Sedekia was deel van die staatshoofde. Dit is nou van die omliggende lande wat op die dal van Dura bymekaar gekom het. En 'n uitroeper het hardop geroep: "Julle word aangesê oor volke, nasies en tale. Sodra julle die geluid hoor van die horing, fluit, siter, luit, harp, dubbelsak en van allerlei musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het." En Sedekia sien die hele wêreld knie neer. Daar's 3 Hebreërs wat nie neerkniel nie. Maar hy's 'n lafaard. Ag, en hy besluit hy gaan net gou sy skoenveters vasmaak. Hy gelaar. Hy het gebuk en sy skoenveters vasgemaak en die God van Israel verloon. Jy kan nie op so 'n man staat maak nie. Hy was die oorsaak dat Jerusalem verwoes is. Dan heel hy met Egipte. Dan hou hy op om belasting te betaal. Hy luister nie aan Jeremia nie. Hy is 'n swak tipe gewees. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Sedekia sê, "Joe, nee, hy skoenveters om, hy is weer los." Hy was vals en het nie trou aan die koning van Babylon gesweer nie. Hy was skaars terug in Mei, toe die moederstad in Mei, of heel met Egipte. Kort voorlang het die Babyloniese leers my sterk mure omsingel. Baie sterk mure. Sedekia het geweier om hom aan Nebukadneser oor te gee. Die reuse stormramme het aanhoudend teen my mure gestamp totdat hulle op een plek die muur verwoes het en die mense het ingestroom. En vandag kan jy in argeologie kyk, hierdie is die plek waar Nebukadneser het ingeval het. Dit is natuurlik nou lank terug, 2600 jaar gelede. Van 'n trotse stad met 'n heilige en onheilige geskiedenis het ek nou in 'n klomp rommel verander. Ek het sleg gevoel. My rommeljare het stadig verbygegaan. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Onthou, ek is heeltemal afgebrand. Daar's niks. Het is net ruïnes. Ek onthou nog die ernstige waarskuwende profesie van Jeremia. So sê die Here van die leerskare, kyk, ek stuur die swaard, die hongersnood, die pes onder julle, en ek sal julle maak soos bedorwe vye, wat te sleg is om te eet. Vrotvye, ja, geryk hoe stink vrotvye.
Dis wat ongehoorsaamheid aan ons doen. Ons ryk soos vrotvye. Ek sal hulle agtervolg met die swaard, die hongersnood en die pes. En ek sal hulle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde. 'n Voorwerp van vervloeking, van verbasing, van bespotting en van smaad onder al die volke waarheen ek hulle verdryf het. En ek kyk na my stad en daar's niks. En ek hoor hierdie berigte van wat met hulle gebeur het. En my hart breek. Omdat hulle nie na my woorde geluister het nie. Spreek die Here, waarmee ek my knegte, die profete, na hulle gestuur het. Vroeg en laat, sonder dat hulle geluister het, spreek die Here. Dit het alles haarfyn in vervulling gegaan. Eers was die ballinge van 597, daai datum se belering, hier weg, en toe die belering en verwoesting van 586. Die een ramp na die ander het my getref. En Jeremia het 'n klaaglied oor my geskryf. Lees dit gerus, hoe ek gelyk het. Hy huil oor my toestand. Nog 10 jaar het stadig verbygegaan. Uiteindelik het ek in my ruïnes die 50ste jaar van verwoesting herdenk. Dis nou die laaste verwoesting. Sal die volgende profesie van Jeremia ook waar word? Want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, dis nou van 605, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek terug te bring. O, en hierdie is so mooi. Want ek weet watter gedagtes ek kan gaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek kyk na die gemors hier in my, en ek lees wat Jesaja sê, hy wil my weer 'n toekoms gee. Hy wil vir jou ook 'n toekoms gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. Met ander woorde, as weer in my kom bid, ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies, en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Wonderlik, hulle gaan die mense terugbring na my toe. Sal hierdie profesie waar word? Dit was 'n geskiedkundige oomblik, toe 50.000 ballinge na 50 jaar by my vervalle toestand opdaag. Dis net klippe wat lê. Daar's niks. Maar ek het geweet, ek gaan weer 'n profiel kry. Ek gaan weer 'n stad word. Ek was vir jare 'n stuk pyn gewees. Eers het hulle begin om die tempel te herbou. Dit het 12 jaar gevat, maar uiteindelik het ek begin fatsoen kry. Hier was weer 'n tempel in my. En die kinders van Israel, die priesters en die leviete en die ander uit die ballingskap afkomstig, het die inwyding van hierdie huis van God met vreugde gevier. Dit was 'n groot oomblik toe ek weer gelukkige mense in my gesien het, nie net klomp klippe nie. Vir jare het ek na die geklank van mense stemme verlang, en nou het dit weer gebeur, kindertjies, groot mense, ou mense, daar's klank, daar's musiek. Ek was weer 'n stad gewees. Daarna is my mure herbou. Dit het onder groot druk gebeur, want die Samaritane wou nie sien dat ek weer herbou moet word nie. Die mure is voltooi op die 25ste van Elul in 52 dae. Nou dit was in die jaar 444 voor Christus. Nehemia se muur was op dieselfde plek herstel
waar die ou muur gestaan het, wat Nebukadnesar destyds verwoes het. Dit het vir my soos die ou dae gevoel, 'n stad sonder 'n muur, was eintlik nie 'n stad nie. Ek moes iets gehad het, om in my te kon beskerm. Die mure het my toe kon beskerm. Ek het so lekker gevoel. Nou die volgende opwindende besoek was die van Alexander die Grote. Sjoe, ek was bang dat hy my sou kon verwoes. Hy was eintlik op pad om my te kon verwoes, want hy het die stede verwoes. Maar gelukkig het dit nie gebeur nie, want die hoëpriester, Johanan, het aan hom die profesie van Daniël 8 gaan uitlê. Alexander die Grote kon sien dat die profeet Daniël sy koms voorspel het. In plaas dat hy ons vyand geword het, het hy ons vriend geword, want hier sê ons profeet, ons hoëpriester, hy gaan die wêreld besit. Ek is gespaar, ek was so bly. Maar ek moet die volgende inligting met julle deel, is hartseer. Ek was in hierdie tyd deur die Hellenisme beïnvloed, die Grieke. Oral het jy mense oor Grieks praat hier in Jerusalem. Die denke van mense, hulle klere drag, hulle gewoontes, het in my pos gevat, daar ou Griekse filosowe, man, hulle die vreeslikste simpel goed geglo, die onsterflikheid van die siel, van ou Plato het hulle nou begin. Dit was 'n gemors. Ek het dwaalleer in my stad gehad. Dit is veral onder die heersersklas, wat in die direkte kontak met die Grieke was. Dit was status om 'n bietjie Grieks te kon lees en praat en gewoontes aan te kweek. Hierdie mense wou van my 'n Griekse stad maak, soos die ander stede wat vir Grieks geraak het. Maar die grootste gedeelte van die Joodse gemeenskap het toe gelukkig in opstand gekom. Veral oor Antiochus Epiphanes IV se pogings om die Jode met geweld te forceer om Hellenisties te word. Byvoorbeeld, hy het die tempel ontheilig deur varke daar vir die heidense gode te offer. Kan jy dit glo? Ek het so skaam gery, kry toe ek dit sien gebeur hier in my stad. Dit het tot die Makabeer opstand gelei. Man, nie baie goed aan my gebeur. Toe die Jode my hulle hoofstad gemaak het, het daar weer groei in my plaas gevind. In 165 het Judas Makabeer die tempel weer toegewy, 'n kasteel gebou en dit die vesting van Antonio genoem. En hier sien julle 'n voorbeeld van die vesting van Antonio, daai 4 torings daar. Man, ek het weer begin baie oulik lyk. Asof ek nie genoeg woelinge ervaar het nie, het die Romeine onder Pompei my in 63 kom verower. Ai, ek het sleg gevoel. Hulle het 'n stuk van die muur verwoes. Ek het weer gelyk soos vroeër. Dit was vir my en die inwoners 'n groot skok gewees. Crassus, die rykste en die gierigste Romein, het die tempel in 54 kom plunder. Ek sien daai man nie inkom en hy plunder die huis van die Here. In die jaar 40 voor Christus het die Partiane my ook kom plunder. Mense, ek is deur diep waters, hierdie Jerusalem. 3 jaar later, in 37 na Christus, het Herodes die Grote my nuwe eienaar geword. Ek was so bly. Hy het my nuwe waarde gegee. Mure is gerestoreer. En talle nuwe geboue is opgerig. Ek het weer baie spoggerig begin lyk. In 20 voor Christus het Herodes die tempel begin bou. Nou kyk, hierdie ou was 'n meesterbouer. Die hooftempel is binne 18 maande voltooi en die res van die ander bouwerk aan die groot tempel is eers in 64 na Christus voltooi. Dit was een van die wêreld se 7 wonders. Gedurende die regering van Herodes is nou die Grote. Hy het geregeer van 37 voor Christus tot 4 voor Christus. Sy seun Archelaus van 4 voor Christus tot
6 na Christus. En Agrippa, 41 tot 44 na Christus, toe was ek die hoofstad van die land, was ek die hoofstad van die land. Ek het lekker gevoel in hierdie tye. Maar ek het hierdie status verloor toe 2 Romeinse prokurators, Caesarea, is daar aan die seekant, hulle hoofstad gemaak het. So nou was ek nie meer die hoofstad nie, Caesarea was die hoofstad. Hulle het my net gedurende belangrike feestydde besoek om opstande en so aan te monitor. Maar ek was nie meer die hoofstad nie. My senuwees was klaar toe die Joodse opstand in die lente van 6 na Christus begin het. Kyk, hierdie Jode was nou kwaad vir die Romeine. Dit was vreeslik om te sien hoe bloed in my strate begin vloei het. Sestus Gallus, en hier sien julle hoe die man geluis, voorstelling van hom. Die Syriese gesant het in 66 na Christus beheer van Judea oorgeneem en teen my, arme Jerusalem, opgeruk. Maar toe ewe skielik weer teruggetrek, geretireer. Voor hy by sy basis in Antipatris, dis in die Bybelse afwek aangekom het, het die Joodse soldate wat hom agtervolg het, 6000 Romeine om die lewe gebring. Dr. Lukas het die volgende profesie van Jesus aangehaal. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dis nou Sestus Gallus wat die profeet hiervan praat. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug, en die wat in die stad is, moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. En dan hierdie teks, en bid dat julle vlug nie in die winter, of op die Sabbat mag plaasvind nie. Die Christene het hierdie geleentheid gebruik, toe hy nou weg is met die Romeinse leer, om my te verlaat, en te vlug na die Pella omgewing toe, is ander kan die Jordaanrivier. En weet julle wanneer het hulle toe gevlug? Volgens Eusebius, op 'n Woensdag. Dit was November maand. Hulle kon in 1 dag se tyd daar kom. So hulle het nooit op die Sabbat hoef te gevlug het nie. So die Sabbat is geheilig deur God se opregte kinders. Lank daarna. Toevallig het hulle by dieselfde plek gaan skuilings soek waar Elia en Jesus etlike jare van tevore gaan skuilings soek het. Waar die Eljabes of die spruitkrit, soos die Bybel hom noem. Van 66 tot 70 na Christus is ek nie aangeval nie. Vir 'n oomblikie kon ek asemhaal. Gedurende die 3 jare wat ons teen Rome geveg het ek 3 Joodse militêre faksies gehuisves. Dit was iets vreesliks. Toe Titus in 70 na Christus met 80.000 Romeinse soldate my kom beleer het die 3 faksies teen mekaar geveg. Hulle moes saamgestaan het. Ek het my so geskaam vir hierdie inwoners van my. Die bloed het weer eens in my strate geloop, hulle maak mekaar dood. Tydens die 5 maande lange belering het die faksies nog steeds teen mekaar geveg. Hulle sien ons word beleer, maar hulle veg nog steeds teen mekaar. Ek kan nie eers begin om vir julle die afmetings van die hongersnood te beskryf nie. Meer as 100.000 mense het vanaf vroeë Mei en laat Julie in Mei gesterf. Kan jy het indink, 100.000 mense sterf hier in Mei, in Jerusalem. In Augustus is die tempel teen Titus se wense afgebrand. Hulle het toe ingekom, in my in chaos gesaai. Meer as 1 miljoen Jode het hulle lewens tydens die belering verloor en 97.000, amper 100.000, is as gevangenes na Jerusalem geneem. Ek is weer eens tot op die grond verwoes. Sodat die wêreld kon sien hoe Rome, die stad met die sterkste mure, kon verwoes het.
Al wat van daardie tyd oorgebly het, was die klaagmuur waar die Jode vandag nog kom bid, wat julle hier sien. Dit moes as monumente van my vroeëre glorie in die Romeinse mag gedien het. Skaalmodel van die tempel wat Titus verwoes het. Die boek Openbaring praat van 'n ander stad met dieselfde naam, wat nooit verwoes gaan word en waar ons veilig en gelukkig vir altyd gaan woon. Volgende keer wil ek vir julle na die bad van Bethesda toeneem. En ek alles daar vir julle gaan wys, waar Jesus besoek het. Kom loop op die plekke waar hy geloop het, en ervaar 'n klein stukkie van die liefde wat hy vir die randfigure van Jerusalem in die samelewing getoon het. Liefdevolle Vader in die hemel, dankie vir Jesus wat Jerusalem toe gekom het. Die stad van skande, die stad van trane, symbool van die mensdom. Dankie dat hy na elkeen van ons toe kom. En ek bid U terwyl ons volgende keer saam met Jesus na Bethesda toe gaan stap, dat U saam met ons daar gaan wees. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het. Ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.